is ons? Opstanding Sondag, dis die dag waaroor alles gaan. Dis die dag wat ons herdenk, dat Jesus sonde en dood en enigiets wat hou vas op ons kon gehad het, gebreek het, en dis waar ons oorwinning lê. En is so opgewonde om hierdie met jou te kan deel, en ek dink voor ons verder gaan, kom ons bid, en ons vra die Here om ons harte net te verander, om voor te berei. Kom ons bid. Vader, dankie dat ons 'n paar oomblikke weer saam kan kuier, en terwyl ons nog gaan kyk na Thomas se ongeloof, en hoe hy dit gedraai het na geloof toe, wil ons vra dat U ons harte sal verander. Here, as daar enigstens ongeloof of twyfel in ons harte is, bring ons op 'n plek waar ons dit kan inruil, kan verander na geloof in U toe. Want U is ons Here en U is ons God, en ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Nou die gedeelte wat ons nou gaan kyk is in Johannes 20. Hy wil graag daarvan vers 24 af lees, want nou net voor dit, in vers 19 lees ons dat hoe die disippels bymekaar was op die eerste dag van die week, en die deure was gesluit uit vrees vir die Jode uit, want mense het gesê Jesus se liggaam is uit die graf uit gesteel. Vir al die Jode, die Fariseërs, die Romeinse soldate wou nie erken dat Jesus uit die dood het opgestaan het nie. Hulle het al wat 'n smeerveldtog is beplan om te kyk of hulle die disippels kan vry om te sê maar hulle het sy liggaam gesteel. En dan in vers 24 af, van vers 24 af, is waar ek wil hê ons moet 'n bietjie vashak, en dan kyk ons na Thomas se verhaal. Nou Thomas, almal praat van Thomas dadelik as ongelowige Thomas, maar Thomas het in die Bybel 'n ander bynaam gehad. Kort as ons van Thomas lees, dan lees ons Thomas wat ook genoem was Didymus. Nou kom ons gaan so vers vir vers breakdown hê. Ons gaan hierdeur kyk, en ek hoop in hierdie pad wat ons gaan saamstap, gaan jy dit reg kry om die dinge wat jy oor twyfel of wonder of bang is selfs oor, na die Here toe te vat, en dat hy daai kan omskakel en jou te kan help om geloof te kan hê. Nou in vers 24 lees ons, en Thomas wat genoem word Didymus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. En hier verwys hy spesifiek na daai eerste verskyning, op daai eerste dag, eerste opstanding Sondag, toe Jesus aan hulle verskyn het. En Thomas was nie daar nie, en as die Bybel daar so sê dat Thomas was nie by hulle nie, dan is dit nie om hom aan te kla of om in 'n slegte lig te stel nie. Vir watter rede ook al, hy was maar net nie daar nie. En dan wil ek nou eers begin by Didymus, dat ons net iets van Thomas se lewe kan verstaan. Thomas, as die Bybel elke keer sê Thomas wat genoem word Didymus, beteken dit genoem word Didymus, dis hierdie bynaam wat hy gehad het, van tweeling. Hulle noem hom tweeling, maar jy kan ons nou nie een alleen 'n tweeling wees nie, en daar is nie regtig bewyse dat Thomas een van die tweeling was nie, maar hy het die bynaam gekry op grond van sy karakter en hoe wisselvallig hy was. In hierdie gedeelte wat ons nou lees, dan sien ons dat hy opstaan en hy's by die disippels en hy's by hulle, dan dink jy hy's ook 'n ou van geloof, maar die volgende oomblik dan sê hy, jy gaan dit nou sien in die volgende vers, as ek nie hom kan sien nie en my vingers in daai wonde kan druk nie, dan sal ek nooit glo nie. Op 'n ander geleentheid toe hulle na Lazarus toe moet gaan, dan is Thomas ook die ou wat vol geloof sê, hulle gaan nou na Lazarus toe saam met Jesus, dan sê hulle, kom ons gaan saam met Jesus, en in die volgende deel van die sin, dan kom hierdie vrees en angs deur, as hy sê, kom ons gaan saam met hom, sodat ons saam met hom kan sterwe. En dis waar sy bynaam vandaan gekom het. Kyk maar gereeld as jy van Thomas lees, hoe hy aan die een kant hierdie man van geloof is, hierdie sterk leeu karakter het, maar ook maar so bietjie bang, bietjie twyfel, bietjie onseker. En ek is seker, as jy met jouself eerlik is, dan voel jy baie keer soos Thomas. Ek weet ek doen. Baie keer voel ek soos hierdie absolute leeu, sterk, wil ek sê amper 'n held. En dan voor ek my weer kan kry, dan begewe my moed my en my gedagtes hardloop met my rond. En ek is maar net soos Thomas wat dikwels so 'n bietjie wipplank kry op al hierdie emosies. Ek seker jy het dit ook. Almal het dit. Petrus het dieselfde ding deurgegaan. In die Bybel, Moses, almal dink hy is groot geloofsheld. Moses was een wat vir die Here gesê het, Here gee my bewys. As hulle vra wie het my gestuur, en die Here sê, gooi jou staf neer en dit word 'n slang, en tel die slang op en word dit weer 'n staf. Sit jou hand in jou boesem, dan word dit melaats. Gideon, wat gesê het, Here, dan moet die wol nat wees en die grond droog, en dan gebeur dit, dan sê nee, nou moet die wol droog wees en die grond nat. Almal van ons gaan deur sulke twyfeltye.
Thomas was nie alleen in dit nie. En ons almal deel daarvan. Maar nou, dis waar sy bynaam vandaan kom, van hierdie wisselvalligheid wat hy gehad het. En as die Bybel sê hy was nie saam nie, dan is dit nie kritiek teen hom, of om te sê dat hy was hierdie slegte ou, of hy het droog gemaak, of hy het geëiwol, of wat ook nie. Dit was hy was maar net dood eenvoudig, nie daar nie, vir watter rede ook al dit is, die Bybel sê dit nie vir ons nie, en ons kan nou gaan lekker droom en dink oor hoekom dit so was, hoekom was hy nie daar nie. Was dit omdat hy kwaad was, het hy nie lekker gevoel nie, was dit van al die trauma en goed wat hy beleef het, toe hy Jesus net 3 dae van tevore aan die kruis gesien sterf het, dat hy dalk moed verloor het, hoop verloor het, ek weet nie, maar die bottom line is, hy was nie daar nie. Maar die disippels wat daar was, het met Thomas gaan praat, want in vers 25 sê hy, die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spyker sien, en my vingers steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Hier is eerder 'n stelling wat Thomas maak om te sê, ek sal eerder 'n ongelowige bly, as ek nie dit kan sien en kan voel met my eie vingers, met my eie hande nie. En hierdie 10 ouens se getuienis, die ander 10 disippels, wat kom sê, ons het die Here gesien, se woorde was nie vir hom genoeg nie. Dit is nadat hulle 3,5 jaar saam gekuier en geleef en geëet en in die veld geslaap het en alles. En alles wat hy gesien het, sê as hy dit nie nou eerstens gaan beleef nie, dan gaan hy dit nie doen nie. Jy sien wat gebeur is, ek wil net so 'n bietjie 'n ding ingooi van hoekom ek dink belangrik is om kerk te hou, of om selgroep by te woon, of so, as jy die geleentheid het. Want wat nou hierso gebeur is, Thomas was nie daar toe Jesus opgedaag het nie. Die Bybel sê vir ons op die eerste dag van die week, wat vir hulle die Sondag was, van die Saterdag was die Sabbatdag gewees. En dit was op die dag wat Jesus opgestaan het, wat Jesus tussen hulle verskyn. Jesus eer sy woord, as hy kom sê, wat 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. En dan by daai heel eerste, sê dit as jy wil, kerkbyeenkoms op die Sondag, toe die disippels by mekaar was, selfs toe die deur gesluit was, daag Jesus op. Hulle sê vir Thomas, Jesus was hier. En Thomas sê, ek gaan dit nie glo nie. Nou, Thomas was nie teenwoordig nie, en daarom het hy gemis op die seën van om God se teenwoordigheid eerstens te kon ervaar en te kon beleef. En hoekom hy nie daar was nie, miskien het hy gekies om iewers alleen by die huis te gaan sit en sy wanhoop en sy elendigheid wat hy gevoel het, 'n drukkie te gee, en net 'n bietjie homself te bejammer. Hy wil net 'n bietjie alleen wees, want hy was nie by sy broers nie, en die Bybel leer ons in Genesis reeds die eerste negatiewe stelling in die Bybel, is as God sê, dit is nie goed vir 'n mens om alleen te wees nie. Ek en jy het mekaar nodig. Jy het boeties en sissies in Christus nodig. Die Bybel is vol van hierdie konsep dat jy nie as 'n eiland op jou eie alleen gemaak is om te bestaan nie, want gaan kyk in jou Bybel en onderstreep hoeveel keer kry jy hierdie woordjie, mekaar. Mekaar wat sê ons het mekaar nodig. Die Bybel sê, bid vir mekaar, dra mekaar se laste, vergewe mekaar, help mekaar. Mekaar is 'n sleutelwoord vir hoe ons moet wees. En Thomas was nie by mekaar nie, hy was op sy eie, en hy het uitgemis toe die Here tussen hulle was. Nou, hy het nie net getwyfel nie, hy het geweier om te glo. Hy het geëis om die bewyse te sien, hy het geëis om te sê, maar ek wil dit met my eie oë sien. Ek wil my vinger in die wond in sy hand druk, en ek wil my hand in die sy druk waar die spies ingegaan het. Hy sê, en as ek dit nie kan doen nie, dan sal ek nooit glo nie. Ek sal nooit glo nie. Wat hy gesien het, was vir hom so groot realiteit en so erg, dat dit vir hom moeilik was om te glo dat Jesus weer lewendig kan wees. Onthou, hy het gesien hoe Jesus aan die kruis gesterf het. En hierdie was sy realiteit. Jesus sterf aan die kruis. En nou kan hy nie anderster as om te sê, maar ek het met my eie oë gesien dat hy dood is,
En nou voel hy, maar ek wil met my eie oë ook eers weer kan sien dat hy lewendig is, voordat ek sal glo nie. Weereens, hier is net 'n anker in my lewe en in jou lewe, waar ons dikwels goeie sien, en waar dit vir ons so swaar weeg, dat ons sukkel om God se beloftes te vertrou en vas te hou daaraan. Jy kry dalk 'n negatiewe uitslag van 'n dokter af, 'n verslag wat sê, jy moet die ergste verwag, 'n verslag of 'n uitslag wat sê, ons kan niks meer vir jou doen nie, en jy sien dit met jou eie oë, en jy hoor dit as die dokter dit sê, en dit weeg so swaar, want hierdie is 'n bewyse wat ons gesien het, en nou moet ons dit opweeg, teenoor God se belofte wat hy gesê het, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En ons het nie 'n doktersverslag wat ons kan vashou vir dit nie. Al wat ons het is God se woord, die Bybel. En dit is waar ek en jy met Thomas so maklik kan vereenselwig om te sê, maar as ons nie God se beloftes kan glo nie, en dit kan bid in ons lewens nie, dan is ek en jy nie maar ook dan net eintlik maar ongelowige Zet, en ongelowige Thomas, of ongelowige wie ook al nie. Thomas wou nie glo dat Jesus opgestaan het nie. Hy het 'n woord gehad, hy het 'n getuienis gehad vir dit, maar hy het op daai stadium nog gereageer en gekies om te lewe volgens wat hy gesien het. Nou die Bybel leer vir ons baie mooi, ons wandel deur geloof, nie deur aanskouing nie. En partykeer is die goed wat ons aanskou van so regtig en so genuine, dat dit ons geloof partykeer lam laat lê, en ons nie regtig voel ons kan geloof nie. Nou ek wil ook vir jou sê wat ons kan leer by Thomas, dis beter om eerder te sê, as dit nie gebeur nie, gaan ek nie glo nie. Wees lieweste eerlik oor waar jy is, en laat 'n boetie of 'n sussie of iemand saam met jou bid, en op daai noot wil ek sommer sê, my nommer is op die skerm hier iewers, jy kan ons welkom om vir my WhatsApp te stuur, as jy wil hê ek of Lizet moet saam met jou bid, ons hou daarvan om saam met mense te bid, en om vir mense te bid, ons doen dit graag, dit is nie vir ons 'n las nie, stuur vir ons jou gebedsversoek. Maar dieselfde nou met Thomas se storie, is dis beter om eerder te erken, om te sê, dit voel of my geloof hou vat, ek sukkel om te glo, as wat ons wil maak, asof alles great en goed is, terwyl dit nie is nie. Jesus het gesê, hy het gekom vir die mense wat siek is, en seer is, en stikkend is, nie vir almal wat die hele tyd wil maak, asof hulle gesond is nie. In vers 26, dan sê hulle, 8 dae daarna, was die disippels weer binne. En Thomas, saam met hulle. Thomas het sy les geleer. Hy wil nie uitmis op 'n byeenkoms nie. Sê van nou af gaan ek by die byeenkoms te wees. As daar is, wil ek daar wees. Ek wil nie weer uitmis nie. En Jesus het gekom, en die Bybel noem dit die tweede keer hierso, terwyl die deure gesluit was, en het in hulle midde gestaan, en net soos die eerste keer, weer vir hulle gesê, vrede vir julle. Nou, ek wil vir jou sê, daar is dalk partykeer goed wat jy voel, is soos hierdie geslote deur in jou lewe, wat jy voel verhinder Jesus om by jou uit te kom. Maar daar's niks wat hom sal keer om by jou uit te kom nie. Hy het die dood getrotseer en gewen, en sonde, en siekte, en skande, en seerkry, gewen om by jou te kan wees. Daar's geen deur wat gesluit kan word nie, geen woorde wat mense kan sê om jou af te sonder, om jou uit te skei, om te sê dat Jesus nie meer in jou belang staan nie, dat hy nie by jou sal wees nie. Selfs 'n geslote deur, slot en grendel, het hom nie gekeer om sy belofte te hou, om daar te wees, soos wat die Bybel sê, wanneer 2 of 3 by mekaar is, daar is hy in hulle midde nie. Die disippels het verstaan, hulle het mekaar nodig, veral Thomas, toe hy nou hoor, maar Jesus leef, en hy kom agter, hy het so 'n bietjie uitgemis, en hy dra nog hierdie seer, en hierdie trauma raak, dra hy saam met hom rond, van wat hy nog beleef het hy besef, maar ek moet tussen hierdie ouens kom, en daarom is hy op sy plek. En die ongeloof, en die twyfel, het hom nie by die huis laat bly nie. Sy tekortkominge, sy ongeloof, sy twyfel, sy wonder, het nie gemaak om te sê, ag, niks van dit werk uit nie, ek gaan nou maar net by die huis bly, hier op my eie nie. Ten spyte van sy twyfel, is hy nog steeds toegewy aan die saak wat Jesus hulle kom leer het. En dis hoekom ek praat van toegewyde twyfel, maak jou geloof sterker. As jy in jou twyfel, nog steeds toegewy kan bly aan God se woord, en wat hy ons geleer het, dan sal dit jou geloof ook sterker maak.
Jesus ontmoet jou waar jy is. En so het hy Thomas ontmoet waar hy is. En kyk wat gebeur. Daarna sê hy Jesus vir Thomas en hy noem alles wat Thomas gesê het. Thomas gesê het, ek wil hom sien, ek wil my vinger in sy wonde druk en ek wil my hand in sy sy druk. En hoor wat sê Jesus? Daarna sê hy vir Thomas, vers 27, bring jou vinger hier, kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy. En wat Thomas op die einde gesê het, hy sê, tensy ek dit sal doen nie, sal ek nooit glo nie, spreek Jesus daai ek sal nooit glo nie ook aan, as hy vir hom sê, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Jesus sê vir hom, moenie ongelowig wees nie, maar glo. Jesus bestraf nie vir Thomas nie, hy nooi hom nader. Hy gee vir Thomas die bewyse om Thomas se hart stil te maak, sodat hy weer kan glo. Nou wil ek vir jou sê, in Johannes lees ons van 7 wonderwerke, wat Jesus gedoen het, van mense kos gee op die water loop, blindes wat sien, Lazarus uit die dood uit opgewek het, en by alles van dit was Thomas deel van die span, en nooit het hulle gesê, Thomas het 7 wonderwerke beleef, en nou die 8ste een dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, 12,5% van die wonderwerke wat ons van lees in Johannes. Nou is hulle nie gelowige Thomas, want hy was daar met die ander 7, alles was fyn nie, hy glo net nie in die opstanding nie. Hy glo Jesus het Lazarus opgewek, hy glo nie in die duisende mense wat kos gegee is, in die water wat in wyn verander het. Al die wonderwerke het hy geglo. Hy glo net nie dat Jesus uit die dood uit opgestaan het nie. En dit maak dat Jesus vir hom sê, hou op om ongelowig te wees, maar wees gelowig. My en jou geloof se fondasie, se krag lê daarin, in die feit dat ons weet, Jesus het die dood oorwin, en het uit die dood uit opgestaan, na 3 dae. Dis waar ons sekerheid lê. Ons wil versekerheid hê, en oor verlossing, bevryding, genesing, oorwinning, en om dit te kry, moet ons na sy wonde kyk, en ons moet glo dat hy die dood oorwin het. As Jesus nie die dood oorwin het nie, nie die dood uit opgestaan het nie, is ek en jy die elendigste van mense. Maar wat ons uitsonder is die feit, dat ons kan sê, ons weet dat Christus het uit die dood uit opgestaan. Die Seun van God. Hy is Here, hy is God, dis wie hy is. En wat vir my so mooi is hoe hy na Thomas toe kom, vol genade, liefdevol, met baie deernis, en hy sê vir hom, kyk, vat jou kans, kyk en voel, en toets dit, maar van nou af wil ek jy moet glo, wees 'n gelowige. Dit staan nie in die Bybel nie, maar die tradisies, en as jy verder gaan lees, dan lees ons dat Thomas op die einde van sy lewe, heel waarskynlik, die meeste mense glo, met 'n spies deurboor is, nadat hy gemartel is in Indië se omgewing, en hy sterf as 'n martelaar vir Jesus. Ou wat gesê het, ek sal nooit glo nie, en hy het Jesus beleef, en hy het geglo, gekies om te glo dat Jesus opgestaan het, sterf op 'n manier waar hy sy lewe vir die Here gee. Al sy geloof in Jesus se wonderwerke en alles het niks getel nie. Dit het gegaan oor die opstanding. As jy nie die opstanding glo nie, is jy eintlik maar net 'n ongelowige. In vers 28, dan sê Thomas hierdie woorde, en Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. En Thomas is die enigste ou in die Nuwe Testament, wat Jesus direk my God genoem het. Maar Thomas is die enigste ou wat so oorweldigend hierdie verklaring, hierdie geloofsbelijdenis maak. Die Bybel sê vir ons Romeine, met ons hart glo ons, met ons mond bely ons, en Thomas is die enigste ou wat na Jesus kyk in die oë, en hy sê vir my Here, my God, en is hierdie oorgawe wat hy maak, en is op daai oomblik wat hy sê, selfs al moet ek my lewe gee, sal ek dit doen, maar ek weet dat Jesus is koning selfs oor die dood. Net 'n interessante vraag wat ek wil hê met 'n bietjie dink. Ons lees nou dat Thomas gesê het, ek wil my vinger in sy wonde druk en my sy hand in sy sy. Het Thomas sy vingers in Jesus se wonde gedruk? Het hy sy hand regtig in Jesus se sy gedruk? Toe Jesus vir hom sê, bring jou vinger, kom kyk, raak aan my wonde, sit jou hand in my sy. Het Thomas dit gedoen? Of was Jesus se uitnodiging, Jesus se openbaarmaking, Jesus se woorde vir hom genoeg om te glo? Ek sê,
Ek sê, Thomas het nie sy hande in Jesus se wonde gedruk nie. Jesus se woord was vir hom genoeg om te glo. Genoeg om te glo dat hy Jesus kan roep, my Here en my God. Hoekom sê ek so? Want ek sê dit staan in die teks, in Johannes 20 vers 29. En Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het. Hy sê nie omdat jy my gevoel het nie, omdat jy aan my geraak het nie, omdat jy my gesien het. Thomas, het jy geglo? En dan maak Jesus 'n stelling wat op my en jou van toepassing is 2000 jaar later. As hy sê, salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Amplified Bible, as hy sê salig, sê hy is happy, gelukkig, hierdie innerlike vreugde wat kom, to be envied. Mense moet jaloers wees oor die vreugde en die blydskap wat ons in ons harte kan saamdra, omdat ons nie gesien het nie, en nog steeds geglo het. Thomas het gesien en geglo, en ek en jy het nie gesien nie, ons het net gehoor. Ons het die getuies geglo van Jesus wat die dood oorwin het. En ons glo, ek hoop jy glo, en dan is ons salig, ons is gelukkig. En ek wil jou op daai noot bietjie aanmoedig om op te pas, om nie jou geloof in Christus altyd te wil bou op visioene en wonders en tekens nie. Baie mense wil hulle geloof bou. As die Here dit doen, dan sal ek glo. Dis maar wat Gideon gedoen het, en Moses gedoen het, en so baie van die fariseërs gedoen het. Here, gee ons net 'n teken, gee ons net 'n teken. En ware geloof word nie gebou op tekens en wonders en visioene nie. Ware geloof word gebou op die getuienis dat Jesus opgestaan het. En ek en jy, die Heilige Gees, wat daai waarheid binne in ons lewens 'n waarheid laat leef, om te weet, Jesus het opgestaan. So moenie jou geloof bou op drome, visioene en ervarings nie, maar bou jou geloof op grond van God se woord. Lees sy woord, dis op jou foon, op jou tablet, op jou rekenaar, om jou Bybel, lees dit waar jy kan, en maak dat dit wat jy lees is om te sê, Here, ek kies dat hierdie die waarheid is. Ons lees in Johannes hoe Jesus oorwin het oor siekte, demone, hartseer, dood, sonde, oor alles. En hier op die einde, naby die einde, kom hy net. Uiteindelik wen hy ook twyfel. Hy oorwin twyfel. Hy slaan twyfel vir 'n 6 om te sê, ons het nie rede om te twyfel nie, maar ons kan glo. En dit is vir my so mooi dat dit daar eindig. En dan is dit net vir my komies hoe Johannes daai laaste 2 verse skryf. Want jy moet nou mooi sien wat hierso gebeur. Onthou, hy is daar. En hy hoor hoe Jesus vir Thomas sê, jy wil gesien het. Hy sê, maar salig is die ouens wat nie gesien het nie, en tog geglo het. En dan skielik skryf Johannes, nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie geskrywe is nie. Hy sê nie, daar is baie goed gedoen, maar dit moet vir jou genoeg wees om te glo dat ek nie sê dit het gedoen. Johannes erken eintlik om te sê, luister, my werk is onvolledig, maar dis genoeg om vir jou te weet dat Jesus het die dood oorwin. En baie keer wanneer iemand doodgaan, dan maak ons baie moeite om alles bymekaar te maak as 'n huldeblyk en mense wil oor profete skryf en pastore skryf en digbundels en preekbundels, dis al sy preke en alles wat hy gedoen het om sy lewe te vier en te commemorate, en dit is reg en daar seker niks fout daarmee nie. Maar asof Johannes besef, maar ek wil dit nie van Jesus doen nie, want ek hoef nie al hierdie tekens en wonders en wat hy gedoen het op te teken as 'n herinnering vir die profeet of die seun van God wat gelewe het en nou dood was nie. Dit is asof hy pen die dop by Johannes en hy weet, maar ek hoef nie herinneringe neer te skryf nie, want hy lewe. Hy lewe nog steeds. Dit wat ons met hom beleef het, kan ek en jy vandag nog steeds beleef. Sy woorde, sy teenwoordigheid is vir ons genoeg. En dan in vers 31, dan sê hy ook, hoekom hy dit nie doen nie. Maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo, die lewe kan hê in sy naam. Ek wil jou uitdaag net so vir 'n minuut. Ons gaan nou klaar maak. Net so vir 'n minuut.
Sit net daar en wees eerlik met jouself. Watse twyfel het jy in jou hart? Twyfel jy oor genesing? Twyfel jy oor voorsiening? Twyfel jy oor aanvaarding, dat die Here jou kan aanvaar? Miskien het jy hierdie selfbeelding wat jou dryf, wat jy net altyd voel ek is nie goed genoeg nie. Miskien het jy hierdie ding van, ek moet harder werk om myself te bewys. Miskien sê jy, dit is vir my moeilik om dit te glo. Dis alright. Hierdie twyfel, as jy dit toewy aan Jesus, dan kan dit jou geloof sterker maak. Wil jy nie net so vir 'n oomblik daar waar jy sit? Dit is so maklik, net soos Thomas. Want hy het in een verklaring gesê, my Here en my God. En toe het hy geglo. Wil jy nie vir 'n oomblik net sit en te sê, Here, ek het twyfel in my hart, veral in hierdie area van, dat U vir my kan sorg, of dat U vir my kan voorsien. Of Here, ek het twyfel in hierdie area van dat U ook genesing kan bring, dat U ook beterskap kan bring. Sê dit vir hom. En dan sê jy vir hom, Here, maar ek kies om te glo, dat U oorwinning gebring het, vir my, ook in hierdie area van my lewe. En sê vir hom, ek verklaar vandag, Here, U is my Here en my God. En terwyl jy dit doen, voel jy sommer net hoe twyfel en ongeloof van jou hart afval. Van dis wat Jesus doen. Hy kom tel ons op. Solank as wat ons nie voorgee nie, en ons met hom reg is. Kom ek bid vir jou. Vader, ek bid vir my boetie en my sussie wat hierdie paar minute saam met my gekuier het. Dat ons harte net rou en eerlik voor U kan oopmaak om te sê, ons is nie so blink soos wat ons altyd wil hê mense moet dink ons is nie, maar dat ons baie keer met twyfel rondloop, met vrees rondloop, met ongeloof rondloop. Here, en elkeen van ons het dit voor U genoem, wat ons gevra het. En ek wil vra, Here, dat U elke ou sal ontmoet, soos wat U Gideon ontmoet het in sy ongeloof, Moses ontmoet het in sy ongeloof en sy twyfel, soos wat U vir Thomas ontmoet het in sy ongeloof en sy twyfel. Vra ek, Here, dat U nou my boetie en my sussie sal ontmoet, ook in hulle swakpunte. Laat dit net van hulle afrol en maak hulle sterk. Versterk ons geloof wat ons kies om toegewy te bly aan die woord. U woord is die waarheid en ons verklaar dit. U is ons Here en ons God. Ek sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil die vrymoedigheid neem om jou te vra as hierdie woord jou gebless het, deel dit met iemand. Al sê jy dit nie op die kanaal of platform waarop jy is nie, gaan vertel iemand daarvan. Maak hierdie gesprek los. Help mense om eerlik te wees oor hulle self en om hulle op te tel. Kan jy net dink wat 'n amazing dit ding gewees. Want dis wat in die teks gebeur het. Die disippels het gehardloop na Thomas toe en sê, die Here lewe, ons het hom gesien. En ons kan dieselfde ding doen. Stuur vir ons gebedsversoeke en ek en Lizet bid vir julle. Baie vrede en dankie dat julle ook vir ons bid. Die Here seën julle tot ons weer mekaar raakloop later.